Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug hier by Rockfight Rugby. Ons podcast elke maandag en Vrydag, of miskien donderdag, hang af van hoe die span is se uitslae of wanneer die spanne bekend maak. So, welkom terug Arie, ek bly ons nie weer langs die swembad man. Ja, pragtige dag in die Kaap. Gaan nie die naweek so wees. Dit lyk my hulle voorspel 'n bietjie reënerigheid wat opbou hier van Vrydag, Saterdag, Sondag. Weet nou nie hoeveel dit gaan reën as die Stormers teen Connacht gaan speel nie, maar daar's 'n effense reënerigheid. Jy het lank in die Kaap ook gebly. Jy ken mos nou as daar 'n koue front inkom, dan is nie 'n kwessie van of dit reën nie, is dit reën. En hy kom maar so in vlae partykeer, maar hopelik is dit dit lyk of dit Sondag meer gaan reën as Saterdag, vroeë aanduidings. Maar ja, is 'n pragtige dag in die Kaap hierdie. Ek dink in elk geval hierdie Apriltyd is die mooiste tye in die Kaap. Dis 'n lekker tyd om te kom kuier. Maar jy het my gesê jy druk jou voete in die see onnodiglik nie, so. Ek sien ek het 'n paar mense wat saam met my stem. Ja. Baie warm wees in die Kaap voor jy kom swem in die Kaap. Dis nie manier, ek maak nou hoe warm dit is nie. Jammer nee, dankie. Nie is 'n swembad nie, baie dankie. Ek hou nie van nat word nie. Nee, weet jy wat reën in Pretoria? Ek het een ding wat ek nie gehou het van die Kaap nie. Ek hou nie van daai aanhoudende reën nie, jy weet. En nou reën dit aanhoudend in Pretoria, so ek weet nie wat hier aangaan nie, maar nou ja, dit is een van daai dinge. So dit is natuurlik 'n rol hier Saterdag speel die Stormers teen Connacht, baie belangrike wedstryd. Ek dink maak of breek wedstryd. Sal later die week ook weer daaroor gesels. Nou, kom ons praat net vinnig oor die tragedie by die Stormers wat daar gebeur het met Chippy Solomon wat onverwags oorlede is. Groot terugslag, hy het 'n baie roerende huldeblyk aan hom gebring op Megaphone Rugby op ons ander kanaal, Engels kanaal. Ek sal die skakel vir julle bo op die skerm sit. Vertel my die vlugtig, het jy Chippy geken en wat dink jy wat gaan die effek wees op 'n span soos die Stormers op enige span? Jy weet, dis 'n ou wat so nou betrokke en so lank by hulle was. Dit moet 'n groot terugslag wees. Ja, diep spore getrap. Almal in die media ken hom oor al die jare en man van inbors, soos hulle ook daar in Makwaland altyd van gepraat het, altyd ook bereid om jou te gesels, tyd te gee. 'n Belangrike komponent vir die Stormers, ja, en ek dink enige bestuurs lid van enige span in daai posisie is 'n belangrike man, veral in sy geval wat soveel jare lank daai rol vertolk het. So hy het eintlik, dink ek, in 'n groot mate ook opgedubbel, as mens dit so kan direk vertaal van die Engels af. Hy het as amper 'n mentor en van die veld af rol ook gespeel met die spelers. Vir baie van hulle was hy amper 'n pa-figuur, meeste van hulle was hy 'n pa-figuur. So dit is wat tipies gebeur met daai spanbestuurders wat soveel jare is. Hulle sien die manne jonk inkom op 19, 20, 21, vat hulle deur tot hulle weer omtrent aftree. So dit is 'n groot skok vir die Stormers, wel vir die ondersteunersgemeenskap, vir die mense wat hom nader geken het. Simpatie van my kant af ook vir sy familie. Dit gaan 'n effek hê. Nou dit baie keer trek dit 'n mens nader. Ek kan ook nie te emosioneel wees nie, maar hulle sal daai skok eers moet verwerk, want daar is nou ewe skielik gaan hy nie teen Connacht nie daar nie in die gange en in die kleedkamer en die proses wees nie. So dis 'n aanpassing. So moeilik om te sê hoe dit gaan wees. Weet dit het al voorheen gebeur in span dinamikas, weet tipies trek die span saam, maar dit is eerstens baie rou en seer en eina nie lekker nie en 'n groot verlies. So dit maak 'n verskil in die Stormers se bestuur. Daar sal natuurlik nou iemand in 'n posisie inbeweeg, maar so die posisie homself is vervangbaar. Chippy Solomon is nie vervangbaar as 'n persoon wat hy gedoen het nie. So dit is 'n groot verlies inderdaad. So dis 'n tragedie eintlik. Skielik wat gebeur het ongelukkig en Saterdagoggend oorlede. Ja, ons gaan nou nie te veel daaroor praat nie. Ek wou net dit genoem het, is vir ons belangrik om erkenning te gee aan wat hy gedoen het vir die Stormers alles en alles sterkte vir sy familie. Ook vir die Stormers. Dis 'n moeilike tyd om deur te kom. Maar kom ons praat nou so vinnig. Spring sommer vinnig na skole rugby toe. Jy was die naweek daar by Stellenberg. So skyns oor straat by jou, jy het gehoor hoe opgewonde raak hulle sing die hele week, hulle oefen en dit is waar is wraggies. Daar gaan staan wen hulle vir Paul Roos. Niemand het dit sien kom nie. Stellenberg is besig om die ligte uit te skiet. Jy het Vrydag daarna verwys. Maar ons het nie regtig gedink dit kan gebeur nie. Wat gaan daaraan? Ja, goeie dinge wat gebeur. Ek dink dit het 'n opbou gehad en die opbou was dat hulle onder 16 het verlede jaar in Stellenbosch vir Paul Roos geklop by Paul Roos. So dit is spanne spelers natuurlik deurgekom en ook in die eerste span nou al begin speel. So daar's diepte. Die onder 16 het Saterdag ver verloor teen Paul Roos. Dit was iets soos 52-7. So lyk my Paul Roos het nou weer beter diepte op onder 16 wat nou weer deurkom. Maar goeie span wat al laas jaar goed gedoen het in die Noord-Suid ook en in die weke. Maar Paul Roos is 'n baie goeie span wat onderwonne sover hierdie jaar. En goeie rugby gewees. Dit was my lekker om te kyk. Ek moet sê dat waar Stellenberg goed gedoen het is op 'n stadium was dit 10-0 gewees in die eerste helfte vir Paul Roos en hulle was op die doellyn van Stellenberg
en eintlik baie naby aan om 'n 3 te druk en toe is daar 'n omgekeerde besit. Stellenberg kon wegkom, hulle het dit amper 17-0 gemaak en dit kon potensieel amper die wedstryd gewees het, maar toe het hulle nog steeds 10-0 agter rustyd, maar teruggekom in die tweede helfte. Goeie rugby gespeel, so goeie spelers, weet 'n hele paar Kruienwyk spelers ook, so dit is lekker om te sien wat daar gebeur. Goeie loskakel, goeie slotte, goeie spelers reg oor die veld. So is goed vir die noordelike voorstede van die Kaap, wat daar Stellenberg sy stem so dik maak. Natuurlik soos jy gesê het, hulle het vir Paul Roos of hulle het vir Parel Gimnasium al geklop en ook vir Grey gewen hierdie jaar. So stel maar wat in 'n maand kan sê jy het in 'n maand se tyd vir Parel Gim, Grey en vir Paul Roos geklop nie. So dis nogal indrukwekkend. So kyk hoe gaan die seisoen verder. Goeie span wat hulle het. Nou moeilik om te sê of dit nou net baie keer het 'n skool maar so 'n span wat al kom van onder 14, 15, 16 af wat baie goed is en dan in matriek natuurlik die suksese behaal. Dit kan moontlik wees, maar Stellenberg doen baie moeite met hulle rugby prosesse. As ek sê die een bekommernis dalk effens kan wees, die tweede span het 38-0 verloor Stellenberg teen Paul Roos en dan die onder 16s het 52-7 verloor teen Paul Roos. So dit is miskien 'n aanduiding van dat volgende jaar gaan bietjie moeiliker wees. Gary het vir ons 'n lekker videogreep gestuur oor my lekker Afrikaans daar, mense, julle sal baie trots wees op my. Wat vertel ons wat daar gebeur? Ja, ek het ook daar by Stellenberg kom sommer op die paviljoen daar agter die pale gaan sit, lekker bo in die hoekie en was heerlik lekker rugby kyk. Skoolrugby is vir my so mooi om te kyk, lekker om te kyk. Is as hulle meer vryheid het, hulle word nou baie meer professioneel afgerig, maar toe ek by stadium die video aangesit, dit was 10-11 gewees, baie belangrik diep in die tweede helfte. Sommer net is 'n video wat jy kan inspeel, sommer net die opgewondenheid, daai goed wat ons al vergeet het toe ons op skool was, hoe gil almal en skree almal en hoe lekker dit is as spanne 3 druk, maar belangrike 3, goeie 3 ook, wat Stellenberg gedruk het op daai stadium om met 17-10 te maak, om voor te loop, en dit is so skuins voor my gebeur, so kykers kan 'n goeie idee kry van hoe dit lyk as dan skoolrugby 'n belangrike 3 gedruk word. Ja, kom ons kyk wat het jy vir ons daarso. Ek sien gister se rapport sê hulle die skole spandeer deesdae tussen 6 en 10 miljoen rand 'n jaar op hulle eerste spanne. Nou, hoe goeie genade. 'n groot deel daarvan natuurlik salarisse van die afrigters en goeders, want hulle is eintlik almal meer onderwysers nie, maar dis al maar hengse klomp geld. Geen wonder hulle doen so goed nie. Ja. Nee, ja, en ek dink daai berig is nou geskryf natuurlik voor die Stellenberg Paul Roos uitslag. So ek het baie van die kommentaar onder op hy rapport berig het ek gesien wat mense so half begin bietjie bevraagteken het dat hulle insinueer nou Stellenberg het nou baie geld spandeer en 6 miljoen spandeer ensovoorts. Eintlik nie die geval nie, dis ek was na die tyd was ek aan die klubhuis of in die onthaalsaal na die tyd 'n bietjie met van die manne gesels. Dit is maar van die manne meestal maar wat man die skool was al vir 'n lang tyd. Hier en daar is daar iemand wat bygekom het op 'n stadium, maar ja, ek dink hulle ek het vir ChatGPT, hy's mos 'n baie slim persoon gevra wat sy inligting is daar. En die eerste ding wat uitkom was toe sê dat die top 200 skole in Suid-Afrika blykbaar is kollektief 1 biljoen rand wat daaraan spandeer word. Ek weet nie hoe mense dit nou indeel nie, maar hulle sê wel tipies van die inligting wat ek kon kry is dat daar's van die afrigters wat tot 1 miljoen rand kan verdien. Natuurlik, maar meeste van die programme van die topskole is tussen 3 miljoen en 10 miljoen rand 'n jaar, maar wees moet in ag neem, dit is nie alles net vir rugby en spelers sogenaamde spelers werf nie. Dit gaan maar aan beurse natuurlik, maar daar's 'n infrastruktuur wat jy moet bou, weet, dit is gimnasiums, daar's kostes, daar's fiksheidprogramme of daar's fisioterapeute en hulle reis baie, speel noord-suid, hulle speel wilde klawer en daar's 'n klomp kostes. So ek dink mense moet ook realisties wees dat die kostes is ook duur deesdae en as jy nou 'n groterige afrigtingsspan wat meeste van die skole het, dan raak dit 'n duur storie. Maar ek dink werwing is maar die woord eerder. Weet daar's baie skole wat vir mekaar grom en sê dat hulle gaps spelers by mekaar en ek dink dit gebeur steeds hier en daar, maar dit gebeur, ek dink dis in die kategorie van waar dit onregverdig raak is as jy 'n speler baie laat om graad 11 en graad 12 begin oortrek.
Weet tipies word daar by die laerskole baie werwing gedoen, so die werwing is daar nie onder verdenking nie, maar jy het maar altyd 'n skool of so wat sê maar hulle sien onder 15 of onder 16 wat hulle raak sien 'n goeie stit of 'n vaskop en dan sien jy hy skuif. Die ouers kom ek maar daarin partykeer, en beurse baie keer is dit ook vir die ouers 'n geleentheid om hulle kinders in 'n skool te hê waar die skoolfooi hoef te betaal, jy weet, wel as 'n beurs daar gekoppel is. So fyn lyn. Ek weet daar's beurse vir akademie en vir koorsing en allerlei dinge ook, en as jy Stellenbosch wil gaan swat en jy het goeie punte, as jy 95 gemiddeld het, dan gaan jy waarskynlik 'n beurs kry by een of ander trust wat jy nie hoef te betaal vir jou swattings nie. So beurse is tipies maar die sambreel waaronder mense dit sit. Maar ek twyfel nie dat daar hier en daar 'n hartseer storie is nie. Ek weet in Pretoria was dit so, in die Kaap verseker was dit so, daar was verseker 'n gegrom tussen, ek weet Boys High op 'n stadium met een van die suidelike voorstede Engelse skole was vies mekaar en het vir 'n jare wat nie gespeel nie. Bellville Hoërskool en Tygerberg en DF Milan was op 'n stadium kwaad vir Durbanville Hoërskool en hulle het gesê hulle het in 1 jaar dat hulle ook die ligas te mekaar gespeel nie. Reg of verkeerd, maar dis die realiteit en op die ou end sê hulle maar julle vat ons spelers en ons wil nie te mekaar speel nie. So dit gebeur, maar baie geld is daar beslis, so dit is maar ek dink daar's ook van die Oudtshoorn komponente wat mense in ag moet neem, so vinnig net MW. Ek dink daar's meeste van die topskole, ons kan nou al die seunskole opnoem van Paul Roos na Boys High, na Simgim, na Grey en Affies en almal het goeie Oudtshoorn strukture en sterk Oudtshoorn lede ook hier en daar. Hier en daar 'n ryk Oudtshoorn lid wat ook daarom so hier en daar betaal vir 'n gimnasium of 'n ekstra paviljoen of wat ook al. Maar so die geld vloei maar in, maar dit is ook baie keer die Oudtshoorn wat dit moontlik maak, maar ek dink meeste van dit is maar gepakkie rondom 'n beurse wat vir spelers aangebied word. Maar dit is klomp geld. Dit raak semi-professioneel. Ons het al daaroor gepraat, maar van 'n afrigtingsspanne en groepe van daai skole van Gasfontein tot Parelgym tot noem hulle, is afrigtingsspanne wat die Stormers en die Bulls ook kan afrig. Ja. Wel, ek sien 'n Grey College se manne spandeer 129 ure 'n jaar in die bus. Want hulle ry oor yes, dis baie. Goeie genade. Wanneer gaan hulle skool? Jy weet. Maar nou ja. Daar's 'n hele paar ander wedstryde gewees wat die wenkbrauw laat lig het, 'n paar ongewone uitslae, spanne wat baie sterk was in die verlede wat hierdie jaar nou nie heeltemal so goed gevaar nie, so Stellenberg moet reg wat nou uitstaan hierdie jaar. Wat het nog gebeur? Ja, dit is ek dink dit Parel Boys High het gelyk op gespeel teen Oakdale 13-11, so dis een van die wedstryde wat die oog gevang het. Miskien was hulle gunsteling geweest dat tuis Outeniqua het vir Boland Landbou 34-24 geklop, en dan een van die grootes van die naweek, ander groote was in Pretoria by Affies, Parel Gimnasium wat vir Affies 51-24 geklop het. Dit is 'n groot telling, so ek dink moeilik om te sê is dit nou Gimnasium wat eintlik baie beter is as wat hulle eerste verloor teen Stellenberg aangedui het, of is Affies dalk in 'n seisoen wat dinge kan beter. Dis miskien bietjie van albei, maar Parel Gimnasium goed afgerigte span. Ek het daai wedstryd gekyk ook, aanvallend is hulle baie goed, weet hulle hantering is baie goed. Sonders heel agter wat briljant gespeel het, lekker vinnig, korter heel agter, maar baie goed gespeel. So ja, interessante tellings. Verder Jeppy het vir Kes geklop in 'n groot wedstryd mos elke jaar 31-24. So 'n goeie ene vir Jeppy, en dan Waterkloof het van Nelspruit baie ver gewen, 71-32. 100 punte in daai wedstryd, maar Waterkloof het daar gedomeineer, en dan in die Kaap was Wynberg te sterk vir Rondebosch 27-17 en Durbanville vir Seks geklop 20-18. Ek dink ek het nou iets gemis dalk nie, maar ek dink Outeniqua, Boland Landbou het ons oor gepraat. So 'n lekker skole rugby is opwindend, en ek dink daar's altyd belang daarin, altyd 'n aanduiding van wat gebeur, en ek dink hierdie Noordsuid en hierdie skole naweke MW maak dit lekker, weet die skole wedywer te mekaar. Sal graag vir Gasfontein weer in 'n aksie wil sien. Hulle lyk my 'n baie sterk span hierdie jaar. So interessant wees om te sien as hulle ook weer verder die jaar of hulle daai momentum kan hou. Natuurlik, hulle het vir Stellenberg geklop en hulle het ook vir Parel Boys High geklop in die rugbyweke. So sal interessant wees, maar ja, lekker skool rugby, altyd lekker om te volg. Die emosies loop hoog. So ons gaan kyk hoe gaan dit verder in die jaar. Right, lekker skool rugby. Ons het 'n bietjie meer aandag gee aan skool rugby ook. Ons het 'n paar lekker onderhoude opgelyn. Ek sal ek sal later op 'n ander stadium weer vir julle meer detail daaroor gee, maar baie interessante dinge in die ontwikkel op die werwingsfront van beide die senior en junior spelers. Interessant daar genoeg. Maar kom ons praat gou oor die naweek se kwart eindrondes van die Kampioenebeker. Nou kyk, Baaf onder Johan van Graan is in die span wat ek van nou af ondersteun, want as Suid-Afrikaanse komponent Thomas Toy speel ook daar. Dit was ja 3 fees gewees in Northampton Saints. Toe kom Glasgow, my ander gunsteling span,
My tweede gunstelingsspan na enige Suid-Afrikaanse span, omdat Franco daar is en Kyle Steyn almal. En hulle val net te kort. Een glipsie en daar is daai 3 gedruk deur daai wat is die ou se naam, ek kan net so dink ek wat die 3 gedruk het vir Toulon. En Leinster het toe vir Sail heeltemal plat getrap 43-13. Blyk nie Sail was eers gepla om op te daag daar nie. En natuurlik amper 'n toetswedstryd Bordeaux teen Toulouse, né? En was dit nou nie vir jou 'n ding-dong ding daar gewees nie. Wat is jou indrukke van hierdie kwart uitrondes? Hoe lyk ons Suid-Afrikaanse span se kansse in die toekoms teen hierdie sterk spanne? Ja, dit is moeilik om te bepaal, want daar was in die wegwenne, daar was 'n wegwen gewees vir Toulon. So ons het baie gepraat oor tuisveld wat vir jou bondgenoot is, en wat sekerlik ook maar so is, maar ek dink Suid-Afrikaanse spanne kan hulle meer in die oë begin kyk as vorige jare, veral as jy kyk na Toulon en Glasgow, nadat die Bulls en die Stormers ook teen hulle gespeel het. Interessant wees hoe hulle nou verder gaan vaar, ver Toulon gaan vaar in dit. Maar goeie rugby, aanskoulike rugby, meer as 80 punte tussen Bath en Northampton, so dis aanskoulik geweest. Meer toetsrugby tussen die twee Franse spanne, wat 30-15, maar laaste strafskop het dit so 'n bietjie buite die 14 punte gevat. Dan het Leinster bietjie weggehardloop met Sail Sharks wat effens te wagte was, maar die Toulon en Glasgow Warriors was 'n naby wedstryd geweest, en 'n frustrerende ene vir die Glasgow Warriors om te verloor. Hulle was in die laaste minute was hulle daar op die kwartlyn gewees en 'n fout gemaak en die eindvlekkie het geblaas. So ja, dit is 'n goeie rugby. Ek dink die Europese rugby is sterk, en natuurlik as 'n groot invloed van internasionale spelers wat daar speel. Dit is iets wat Suid-Afrikaanse spanne nie het nie. As jy nou kan indink, as ons elke span kan sê, kry vir jou so 3 van die beste internasionale manne wat jy nou raak sien, wat beskikbaar is, hier lekker senter en hier lekker flank en daar lekker hakker, dan gaan dit ons verseker ook bepaald beter maak. So ons maak maar staat op ons diepte, maar is ook 'n voordeel, ons bou diepte in Suid-Afrika en dit kom deur in ons toetsspan ook. So dit is dalk 'n voordeel vir ons, maar ja, hierdie kompetisie is 'n hoë vlak. Is moeilik om nou regtig te vergelyk hoe ons sou gevaar het teen die Franse spanne soos Bordeaux Beglers en Toulouse. Dit is moeilik om te bepaal, en dan Bath dink ek is 'n moeilike span om te klop. Ja, ek sou sê van al daai 4 lyk dit vir my so half op Bath dalk die ene kan wees. So dan kan hulle kan dalk aan die eindstryd eindig. Ja, dis interessant, né? Die manne van Bath, ek moet sê dis nou my span. Wat vir my interessant was, Franco Smith het so half geskimp dat ons het gesien die Glasgow Warriors maak 'n paar ongewone foute, aanslaande hanteringsfoute, en hy het gedink die oomblik was dalk 'n bietjie te groot vir hulle gewees, want as hulle hierdie een gewen het, hulle sou waarskynlik elke wedstryd by die huis kon gespeel het, tot in die eindstryd. Behalwe nou vir die eindstryd natuurlik in Spanje, wat ek nou vergeet het, in Bilbao. Die punt is net, hulle het die beste kans gehad in jare om dit te maak. En dit lyk amper as die oomblik hulle bietjie oorweldig het, maar natuurlik Franco Smith na die tyd sê, nee wat, alles in die hak, ons maak onmiddellik iets positiefs daarvan, maar ek wil dit nog steeds hartverskeurend gewees het om so naby te kom en dan op jou tuisveld te gaan staan en verloor. Ja, ek dink as dit omdraai, as dit die Sharks of die Lions of die Sharks of die Bulls of die Stormers was, en jy het nou so tuis verloor, so 'n wedstryd waar jy potensieel nog 'n tuis semifinaal sou gehad het, sal dit baie seer gemaak het. Dis daai eerste vraag wat in die media konferensie ook opkom, het jy nie laat glip hierso nie. So sien dit ook dat die Stormers eintlik amper vir Toulon gewen het. So dis nie dat hulle nou hierdie vreeslike powerhouse was wat vir die Stormers met 50-20 gewen het of wat ook al nie. So dit het my gevoel of Toulon geklop kan word. En ek het gedink dat Glasgow sal kan klop. So ja, ek dink as mens so 'n bietjie terugkyk, ek wil nie te hard wees op Glasgow Warriors nie, maar dit voel vir my na ene wat geglip is. En altyd nog moeilik, jy moet 'n wedstryd wen, maar is 'n gilde kans gewees, want jy tuis semifinaal kan jy in 'n eindstryd kom, en 'n eindstryd is op 'n neutrale veld in Spanje. So kom net in die eindstryd, jy het 'n baie goeie kans om te wen. Dit is nou dalk 'n bietjie slegter nuus dalk vir die URC spanne, maar nou gaan Glasgow Warriors 'n bietjie varser wees, en ons het daaroor gepraat ook. Daar was potensieel dat hulle sal ergens met planne gemaak het hoe hulle al hierdie werklading gaan moet bestuur, maar nou hoef hulle nie oor die semifinale en moontlike finaal te dink nie. En hulle sal nou natuurlik gefokus wees. Die Lions mag dalk nou so klein bietjie dit kry in hulle spark in die URC komende naweek, maar dis ook nie 'n gegewe nie, weet jy. Dit is nie gegewe dat as iemand nou verloor het, jy nou terugkom en nou ewe skielik nou so gemotiveerd is en nou wen nie. Dit kan ook wees dat jy momentum verloor het. En ons het gesien hoe vinnig die Stormers momentum verloor. Wen een wedstryd tuis,
toe verloor hulle Sharks nog 'n keer en die Lions nog 'n keer weg. So dit kan ook met Glasgow Warriors gebeur, verloor tuis en nou kan jy maklik glip in Ellis Park en in Kaapstad. So hulle sal moet gefokus bly van wat oor is in die URC vir hulle. Iemand in ons kommentaar sê ons moet tog asseblief sê Glasgow, nie Glasgow nie. Glasgow. Glasgow. So okay. Asseblief mense, dit is Glasgow. Ons verstaan. Ons is nie Amerikaners hierso nie. Sorry, ek trek dit jou been, maar dit hy is vir mooi van in Makwaland. O ja, jy sien. Ja, dit is my mooi foneties uitgespel. Dis Glasgow. Ja, in Makwaland Engels. In Makwaland Engels en Makwaland dink ek 'n lang tyd het hulle nie geweet dat Glasgow of bestaan nie so. Dis uit is na Makwaland Engels. Kan hulle ooit Engels praat daar? Ja. Right, so dit is net gesê die semifinale later hierdie jaar is Leinster teen Toulon in Dublin en natuurlik Bordeaux speel teen Bath in Frankryk. Nou Hughes het teleurgestel wees want hy het gehoop hulle kan ook teen Bath speel dan naby hom, maar dit gaan nou nie gebeur nie. Dan kon hy gaan kyk het. Nou ja, kom ons praat gou oor die komende naweek se wedstryde. Die URC, die VRK hervat die Bulls en Wallis. Hulle het nou rukkie daar deurgebring in Frankryk. Hulle het eintlik beplan om teen Toulon te speel as hulle nou moes bly. So hulle is lekker na in Frankryk gewees en ons het gesien laas jaar Ackerman sê dit doen die spangees goed om so 'n bietjie tyd saam te spandeer in 'n hotel veral met 'n afweek. So ek dink die leiers sal 'n bietjie uitgerus wees. Hulle speel teen die Dragons, nou nie die wêreld se gevaarlikste span nie, maar 'n span wat teen Suid-Afrika nogal kom indruk het. By die Lions en die Stormers het maar swaar getrek teen daai Dragons. So ek dink op die tuisveld in Wallis gaan dit waarskynlik 'n ander proposisie wees. Ja, ek dink so. Ek het daai Dragons wedstryd teen die Stormers gesien. Dit was een nadat hulle in Pretoria gespeel het en almal het gedink dat die Stormers gaan nou 'n gemaklike dag hê. Was dit nie vir die scrums van die Stormers wat totaal oorheers het nie, kon dit dan maklik ander rigting gegaan het. Dit gaan nog steeds die uitdaging wees vir die Dragons teen die Bulls Vrydag aand is die scrums. So as hulle nie hulle scrums gaan regmaak nie, gaan hulle swaar kry daarin, daar momentum verloor. Maar wat ek wel gesien het is hulle verdedig baie goed. Hulle is baie gemotiveerd. So is nie 'n slegte span nie. Hulle het my verbaas. Groot spelers, 'n groot senter, 'n groot slot wat hulle baie gebruik op tweede fase, derde fase, die bal op te vat op 'n stadium met die Stormers in tweede helfte verseker vir Adrie Smit op die groot slot gesit met De Villiers wat so agter hom gehang het en net gecontest het. En dit daar so een of twee keer wat hulle hom toe nou kon, want hulle agterkom, hulle speel heeltyd op hierdie man. So ja, dit is ek dink die Bulls gaan daai kan vat. Ek het besig geloer na al vier spanne. Ek dink die Bulls verseker van die vier spanne wat oor is vir hulle op papier die beste kans om al vier te wen. Natuurlik, jy moet nog steeds wen, maar Dragons en Scarlets is baie laag op die punte leer. En dan Tuis Zebra Benetton van die Italiaanse spanne. So dis verseker van al vier Suid-Afrikaanse spanne die vier makliker is. Ek dink die uitdaging is dalk die Lions vir my, wat vier van hulle vier wedstryde, 3 baie moeilike wedstryde het. En as jy kyk wat in die verlede gebeur, ek het so geloer na verlede jaar, was die 8ste plek was 48 punte. So die Lions het nou 43, is nie totaal vergelykbaar altyd nie, maar is 'n goeie aanduiding. So die Lions het nou 43, so hulle kort nog ergens ten minste wen om te wen en 'n bietjie meer. 2 wenne natuurlik sal help, maar hulle het 3 moeilike wedstryde wat oorbly, want hulle eindig met Leinster en Munster weg. Wat baie moeilik gaan wees. Hulle speel Glasgow Warriors Saterdag. So hulle kan daai 3 wat ek nou genoem het, kan hulle potensieel swaar kry. En hulle moet vir Connacht ook nog speel tuis. As jy kyk na die top 8 op hierdie stadium, MW wat wie in die top 8 is, dan wonder jy wie gaan die 8 net so bly, wie die Lions gaan hard met werk om daar te bly, en Cardiff gaan hard met werk om daar te bly. Maar Cardiff het ook weer wegwedstryd teen Scarlets en 'n tuiswedstryd teen Ospreys, wat relatief maklik is. Maar hulle speel hulle laaste 2 wedstryde, moeilike wedstryde weg teen Glasgow Warriors en tuis teen die Stormers. So mense sou dink dat hulle dalk daai Scarlets Ospreys vir hulle gaan genoeg wees. So die aspirasies van die Sharks en Connacht om in die top 8 in te kom, is daar baie gunste wat nodig is vir hulle om dit reg te kry. En hulle Connacht is ook nie so maklik, hulle moet nou in die Kaap gaan wen, maar hulle kan dit natuurlik doen. Maar dit lyk vir my al hoe meer of daai top 8 dalk heel moontlik so dieselfde kan bly weet. Die Sharks moet ook al 4 hulle wedstryde wen om in die gesprek te wees. So interessante rugby wat kom, maar ek het nou 'n bietjie wyd gedraai met al 4 nou eintlik wat ek nou gesê het, maar terug by die begin wat ons oor gepraat het, die eerste een wat ons oor gepraat het, ek dink die Bulls te sterk vir die Dragons.
En dan 'n klomp 3 interessante wedstryde die ander. Ek en ander Pretoria is dit die Bulls se wedstryd teen Glasgow ontleed presies hoe die Bulle aanval, hoe hulle verdedig, die omstandighede het wel 'n rol gespeel, maar dit is baie interessant geweest. En ons het ook Glasgow se aanval in diepte ontleed sodat ons kan weet wat om te verwag wanneer hulle nou kom speel teen Lions en teen die Stormers. So kyk uit vir daai video's op Megaphone Rugby, ons plaas op maandagmiddag. So kyk uit vir daai. Dan het ek sê die Lions speel teen Glasgow. Die Lions het nou lekker 2 naweke afgehad en so hulle is lekker uitgerus. Die Glasgow Warriors het nou 2 weke na mekaar in baie taai wedstryde gespeel. En ek weet nie wat 'n span hulle gaan stuur nie. Die probleem met die Lions natuurlik is dat jy 'n bietjie geroes raak. Jy weet 'n bietjie uit oefeninge is en Glasgow natuurlik is nou weer lus vir die URC want hulle het nou nie meer hierdie wat jy nou genoem het die juggle wat hulle 2 kompetisies moet gelyktydig in kan speel nie. So ek vermoed die Glasgow Warriors gaan alles gee om hierdie laaste paar wedstryde te wen. Ek verwag 'n sterk span om te Suid-Afrika te kom. Ja, hulle kan nie bekostig om nie hulle beste te stuur nie en hulle het nou teen die agtergrond dat hulle die ander kompetisie is, kan hulle nou alles gee. So hulle gaan sterkste span stuur Johannesburg toe, sterkste span Kaap toe. En hulle moet vasglo in die eerste plek. Eerste keer in hierdie kompetisie met die uitspel is so belangrik dat as jy tuis kwartfinale en 'n tuis semifinaal en dan 'n potensieel tuis finaal. Daai geveg vir die eerste plek gaan groot wees. Weet as aanvangend by die naweek gebeur, as hulle wen teen die Lions, gaan die eenheid in die Kaap teen die Stormers ook een van die wedstryde wees wat hulle sal moet wen natuurlik, want die Stormers is nou tans naaste en hulle op die punt te leer. Die een span wat hulle moontlik daarvan een kan ontneem. Maar die Stormers moet ook nog teen Leinster en Munster gaan speel weg. So hulle moet gaan speel teen Ulster en Cardiff weg. So dit gaan moeilik wees. Mense moet dit maar week vir week vat. Ek dink wat voor ons is hierdie week is Glasgow Warriors Ellis Park en ons het al gesien as ek het nog gesê as die Bulls en die Stormers en die Sharks daar speel, maar toe onthou ek nou die Bulls het eintlik baie maklik daar gewen. Wat uitslag was in 'n mate, maar die Lions het die Stormers en die Sharks geklop en is die skildwenner van Suid-Afrika, weet. En so as jy dit kan meet, dan is hulle nie 'n maklike span op Ellis Park nie. Ek dink daai een teen die Bulls het hulle bietjie laat glip. Hulle kon dalk beter gedoen het, maar ek dink Glasgow Warriors gaan agterkom, is moeilik om op Ellis Park teen die Lions te speel. So ek dink dit gaan maklik wees vir hulle nie. Gunstelinge is Glasgow Warriors waarskynlik, gemeet aan die jaar se uitslae al en hoe hulle gedoen het in Europese kompetisies, maar ek dink die Lions gaan vir hulle 'n groter stryd gee as wat hulle dalk verwag. Ek dink hulle verwag 'n groot stryd. Ek dink hulle onderskat die Lions nie. Maar dis 'n wedstryd wat die Lions kan wen. Dis nie onmoontlik nie. Ja. Stormers teen Connacht. Nou Stormers het natuurlik nou gepraat oor die afsterwe van Chippy, dit gaan die span definitief affekteer. Maar in teorie behoort hy eintlik vir Connacht te kan wen, maar Connacht is nie 'n span wat jy sonder handskoene aanpak nie. Onder Stuart Lancaster het hulle baie goeie seisoen en hulle sal asof hulle al beter begin speel na die einde van die seisoen toe. Wat dink jy daar? Ja, en vir hulle, so die Engelse sê all to play for MW, want hulle is 9de op die URC lys nou. Hulle het 39 punte, 1 agter die Bulls, en so hulle gaan, vir hulle is dit desperaat deluxe, as ek weet nie, deluxe is seker 'n Engelse woord, maar hulle is desperaat, so hulle sal Saterdag 'n baie sterk aanslag teen die Stormers gee. En hulle het 'n sterk span nog altyd gehad en sal wees. Asof die Stormers maar gereeld met hulle ook gesukkel het. Ek onthou 'n paar wedstryde wat die Stormers gesukkel het om hulle te wen en Ierlandse rugby het baie diepte. Dis nie net Leinster en Munster en daai manne nie en Ulster nie. Dit is Connacht is 'n baie moeilike span om te klop. So hierdie is bepalend vir hulle aspirasies om in die top 8 te eindig. Natuurlik, hulle sê dat hulle moet in Kaapstad en Johannesburg wen op een volgende naweke om die top 8 te maak. En ek dink hulle hoop dan dat Glasgow Warriors vir die Lions kan klop en hulle wen die Lions, dan kan hulle die Lions probeer uitdruk uit die top 8 uit. Ek dink dit sou, as mens nou so na die huidige punte kyk, kan hulle verby die Lions spring natuurlik met 2 wenne in Suid-Afrika, maar weer eens die Stormers is net so desperaat. So dan Connacht moet ook besef dat so desperaat is wat hulle is, gaan die Stormers geweldig desperaat wees en dan die moeilike een om te bepaal is hoe al hierdie emosionele goed van Chippy Solomons wat oorlede is, hulle spanbestuurder, ook na die kleedkamer gaan beïnvloed. Weet tipies motiveer dit. Weet jy sal waarskynlik sal daar stemme wees wat sê kom ons wen hierdie ene vir Chippy. Maar jy kan nie te veel ook daarop fokus nie, weet jy, op 'n manier moet jy maar weer net probeer fokus op jou rugby en wat om te doen. Kan nie te emosioneel raak nie, maar Connacht gaan 'n uitdaging wees. En soos ek vroeër gesê het, die weer lyk dreigend die komende naweek.
Dit is nog mooi weer, die Two Oceans is nou klaar gedraf, nou gaan dit kom reën. So dit is nou Klaar gedraf. Vrydag, Saterdag, Sondag lyk dit of dit reënerig kan wees. Wat ek net nou gesê het, die weervoorspelling wat ek kon raak kyk, lyk dit of hy wys nog 'n wolkie met 'n sonnetjie en 'n reën. So dis moeilik om te sê of dit nou daai tyd gaan reën, is nog te vroeg in die week om te bepaal Dit wat lyk gaan soos die gebeur, Kaap, maar daar's 'n goeie kans. Ja, maar jy ken die Kaap, as dit reënerig is, dan reën dit naby aan Tafelberg. 4 seisoene in een dag. Hang dit af wat dit tyd van die dag. Dis al wat dit is. Maar dit wil ek daaraan dink en ek vergeet altyd hierdie goeders. Mense onthou om asseblief om te like en te subscribe op hierdie kanaal in te teken. Dit help ons om die kanaal te groei. Ons het lekker gegroei die laaste tyd, so maak asseblief seker. En share 'n bietjie hierdie video. Ek wil bietjie kyk wat gebeur met die algoritme as ons dit nou doen, want soos ek sê, YouTube op die oomblik is 'n donker misterie. Alles het verander. Niemand weet wat daar aangaan nie. Tot Mr Beast se views is omtrent met 80% af, lyk dit vir my. So dit is nogal skrikwekkende tye. So help ons bietjie uit daar. Sal dit waardeer. Laaste wedstryd wat oorbly, Sharks teen die Ospreys. Nou ja, die Sharks boor aan verrag seker daai in te wen. Wat dink jy? Ja, die Sharks weer eens op papier, nee, MW. Dan sê die Sharks teen die Ospreys is die Sharks dalk die gunsteling, maar miskien ook meer waar hulle nou is op die puntleer. Hulle is 11de, Ospreys is 11de, so hulle aspirasies om in die top 8 te kom is nou eintlik al daarmee, en alhoewel hulle 30 punte, maar hulle gaan nie al met al 4 wenne ook eintlik het reg kry nie. So dis gewoonlik 'n bietjie van 'n motivering wat wegval as jy so half begin vrede maak. Okay, dis nie, jy gaan nie in die top 8 kom nie, of jy speel met bietjie meer vryheid. Maar weer eens hierdie laat aand wedstryde is ek bietjie senuweeagtig voor, weet jy, Suid-Afrikaanse spanne wat in Europa gaan speel, hierdie 7, 8, 45 afskoptye, en dit is klein paviljoentjies met swak ligte en is vochtig en dit is koud en asof jy nie lekker aan die gang kom nie. Ek verkies om hulle maar in die sonskyn te speel, weet hulle sukkel nog weer in die sonskyn om in Suid-Afrika te kom speel, maar so ja, ek dink vir die Sharks nog steeds 'n uitdaging. Ek dink die mense met die Ospreys onderskat nie. Enige van Wallis se rugby het nou, Wallis se rugby lyk nou bietjie beter, na die nasionale span ook beter doen. Maar die Sharks behoort met die span wat hulle het 'n gunsteling te wees, maar nog steeds altyd 'n wegwedstryd is moeilik. So geen waarborg nie, maar vir die Sharks se aspirasies ook 33 punte tans in die 10de plek op daai lys. So hulle moet wen Saterdag, hulle moet vir Edinburgh ook weg gaan wen, en dan moet hulle vir Benetton en Zebra wen. Dis hulle al maniere hoe hulle in die top 8 gaan kom, om al 4 daai wedstryde te wen. So dit begin Saterdag. Maar hulle kan dit doen. Die Edinburgh ene gaan dalk moeiliker wees as die komende naweek. Ja, maar Ospreys is 11de en die Sharks is 10de. Dis wel 3 punte verskil, 33-30, maar die punt is net, dis nie 'n slegte span nie. En natuurlik hulle die swaard wat oor hulle koppe hang, dat hulle volgende jaar uit die kompetisie geskop gaan word. Weet Wallis gaan net 3 spanne hê, of hulle gaan toegemaak word, never mind uit die kompetisie geskop word. So ek dink hulle het nogal iets om te bewys, jy weet, net so ietsiekie van vat so, jy weet, daai tipe ding. Dis altyd 'n faktor om gedagte. Onthou het die Lions teen Ospreys gaan speel het, toe hulle net die nuus gehoor het. Toe was die Lions nogal gesukkel om met een oor die Ospreys te kry. Ja. Jy's reg, en ek kon nie sê hulle is uit nie, 33, kan seker nog tegnies kan hulle inkom, maar die feit dat hulle net agter die Sharks is, beteken dat hulle is naby mekaar in terme van hulle vorm of wat die jaar gebeur het. So en dan is die tuisveld ook weer vir jou bondgenoot. So en die Stormers, die Sharks verskoon tog was so 'n bietjie warm koud geweest deur die jaar, weet, dan speel hulle baie goeie wedstryd en dan is dit asof hulle bietjie terugval en so op en af. So hulle sal met meer konstant goed doen, maar spelers het hulle verseker, maar ek dink dit gaan 'n moeilike een wees, jy's reg. Dit gaan 'n moeilike een om te bepaal, maar die tuisveld is 'n groot bondgenoot altyd, en dit sal wees op 'n koue, koelerige wintersaand in Europa, 'n bondgenoot wees daar in Wallis. Okay, Arie, was lekker. Skole rugby, URC, kampioenebeker, moenie sê ons praat nie oor baie dinge uit en lopende dinge nie. So dit was lekker. Waardeer dit. Praat Vrydag weer wanneer ons weet wat die spanne is, wie gaan waar speel, wat die afrigter se plan is. Daar's die perskonferensie gesien het en ja, Vrydagmiddag soos gewoonlik. Praat ons 'n bietjie oor die naweek voorskou. Absoluut, sien uit daarna, dan sal ons 'n vars weervoorspelling hê vir wat in die Kaap gebeur. So vars wat jy hom kan kry, want daai ding is so onvoorspelbaar enigiets. Maar ja, dankie Arie. Lekker dag, lekker week.